Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my wonderlik om vanoggend weer hier saam met julle te wees. En as ek so deur die gemeente kyk, dan kan ek sommer sien van die mense wat nie vanoggend in die kerk is nie, lê dalk in die bed na die harde werk. So geliefdes, ek wil net vanoggend begin deur om vir almal van julle baie dankie te sê. Dankie vir die ywer, die harde werk, die toewyding om die tafels voor te berei vir die bazaar. Die vleisspan het hierdie jaar so vinnig gewerk, ons was amper Woensdag klaar, ons moes onsself keer. Baie dankie. Dankie vir wat julle gedoen het. Maar as ek sê dankie, dan sê ek dankie as persoon, is hy besig om baie te krap. Kom ons kyk net wat gaan nou aan. Is hy stil? Ons hoop hy bly stil. Julle moet maar so waai as hy krap. Ek wil vir julle sê dat ek sê as persoon, as John de Beer, sê ek baie dankie vir julle harde werk, want dit beteken vir my baie. Maar ek weet en ek is seker dat terwyl ek dankie sê, is ek diep bewus daarvan dat niks hiervan is vir een persoon of vir 'n mens gedoen nie. Hierdie is vir die Here Jesus Christus gedoen. Hierdie bazaar was gehou, gereël, bymekaar gesit, die geld te spandeer, die beeste is bewerk, die skenkings wat gegee is wonderlik, ons is dankbaar vir alles daarvoor. Maar ons weet uit nederigheid dat dit is vir die kerk van die Here Jesus Christus. Dat hier in Parys, hier waar ons kerk is, kan ons voortgaan, kan ons bou op dit wat ons het en dit wat die Here vir ons gee. So kan ons kerk wees vir die volgende 100 jaar. En dankie dat julle dit moontlik maak en dat julle daarvoor werk. Dit is kosbaar. Geliefdes, kom ons begin vanoggend en dan dink ons weer aan die wat swaar kry en wat siek is. Ons dink veral aan Adel Supra, Kobus Smoek, Sonja Slebush, Margrieta Els, Rina en Norman Best, Richard Henry en ook Esther Vermaak. Kom ons raak stil voor die Here, geliefdes, en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader, Heilige God, ons nader U vanoggend omdat ons U nodig het. Daar is baie mense wat swaar kry, Here. Daar is die wat finansiëel swaar kry, wat siek is, wat ly en wat ook die dood tegemoet moet gaan. Ons weet, Here, dat die omstandighede in hierdie wêreld en in hierdie lewe kan soms oorweldigend wees. Te veel wees vir een persoon om te dra. Maar ons word nie bang nie. Ons is nie bekommerd nie, Here, want U is by ons. By U is niks onmoontlik nie. Dit is hoekom ons hier vanoggend nader in gebed. En ons vra, Here, vir genesing, vir hulp en bystand. Ons vra, Here, dat U ook sal krag gee waar nodig is. Meer as alles, bring in elkeen van ons se harte en gemoed die sekerheid, die wete. Dit maak nie saak wat die wêreld na ons kant toe gooi nie. Ons is meer as oorwinnaars deur die Here Jesus Christus. Lê tog diep in ons hart die sekerheid en die hoop van die ewige lewe. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Kom ons groet vanoggend die Here en ons sing tot lof en eer. Kom ons sing lied 164. Ons is almal hier te saam.
Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie op die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seëngroet met 'n lofsang. Ons sing hartlik saam, lied 492 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergifnis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opgesom het in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Ons weet dat ons sondig en dat ons verkeerd is met die oë van die Here. Laat ons skuld bely. Kom ons sing 230 vers 1.
Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader ons voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs in ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing saam 415 vers 1, 2 en 3. Geliefde broers en susters, net daar waar u sit, kom ons neem 'n oomblik en word stil. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Kom ons bid. O Heer, ons as mense weet dat ons maar sondig is. Ons kan nie anders as om dit te besef en te erken nie. Ons erken ons tekortkominge.
al ons afdraaipaaie. Want ons is diep bewus daarvan, Heer, dat as ons dit nie sou erken nie, dan sou ons tog vir onsself gelieg het. Ons sou tog nie eerlik wees met dit wat in ons harte werklik aangaan nie. Hoeveel keer, Heer, het ons nie al hard probeer om rein en skoon te lewe nie. Hoeveel keer, o Heer, het ons nie al gesê, hierdie dinge en daardie dinge sal ons mee ophou nie. En alles, Here, in U naam. Tog, hoeveel keer, o Heer, het ons nie al gestruikel nie. Ons kom altyd net te kort. Nou vanoggend, as ons so in die huis kom sit en ons hoor die wet, en ons hart wil in mekaar inkrimp, want ons maak dit nie. Dan hoor ons hier in hierdie kerkgebou die genade van geloof. Die genade wat U aan ons bewys het aan die kruis, en dat as ons maar net sou glo dat ons die ewige lewe mag hê, dat U ons vergewe van ons sondes, dat U ook ons vrymaak. O Heer, wat 'n groter ding is daar in die lewe as dit. Ja, daar's baie prestasies, o Heer, in hierdie wêreld. Mense kan ons geluk wens met baie dinge. Ons kan soms kyk na al die trotse dinge in ons lewens, dit waarop ons trots vind. Maar niks, Here, niks kom naby aan die wete, die diepe insig, die erkenning, die belydenis van die genade wat U bewys het aan my as 'n sondaar mens. Daarom, Heer, wil ons nou uit U woord uit lees. En as ons uit die woord uit lees en ons hoor dat ons ook saam met U opgewek word, dan bid ek dat U aan ons as gemeente ook tot nuwe insig sal bring vanoggend. Dat U ons sal leer vanoggend en sal wys wat die bedoeling is van U woord, sodat dit ons kan verander, sodat ons die wêreld mag ingaan as gelowiges wat nie vrees nie, maar wat seker is van die hoop wat in Jesus Christus is. Ek bid, Heer, dat U dit nou in ons harte sal stilmaak, dat ons ook so nou sal luister met volle ywer. Spreek tog tot U kinders, Heer, U dienaars luister. Amen. Geliefde broers en susters, U sou weet dat ons hierdie laaste tyd so 'n bietjie deur Kolossense werk en ook met die oog op die Eufees gebeure. Die Eufees gebeure wat maar nou net 'n week ver weg is. Ek kan amper nie glo as ek dit sê nie. Laas jaar toe ek begin het om daar te praat, toe dit so ver weg gevoel en hier is ons nou. Net so 'n week van nou af gaan ons kyk na 'n teksvers uit Kolossense waarin Paulus vir ons die slagspreuk gee wat ons ook vir ons kerk graag wil vestig. Die woorde, hier is Christus alles en in almal. En so in hierdie laaste tyd het ons 'n bietjie 'n pad met hierdie gedagte ook gestap en wat Paulus ook hier vir hierdie gemeente in Kolosse wil sê. Julle sal onthou, ons het begin deur om te sê dat ons het geloof, hoop, liefde, ons het die gereedskap, maar ons wil graag Christus ken. As ons Christus ken, moet ons weet dat Christus is nie maar net mens nie maar net 'n gedagte of 'n profeet of iets in daardie lyn nie. Hy is God. Hy was van die begin af daar. Hy was nog altyd daar en hy is die volheid van God. Paulus leer ons in Kolossense 2 dat die volheid van God is in hom beliggaam. God is in hom ten volle beliggaam. Is dit nie ongelooflik om dit te weet nie? Om te weet dat jou verlosser, jou Here, die Here wat in jou woon,
is ook God. En so Christus, het ons gehoor, is in ons. Dis die geheimenis vir hierdie wêreld. En so laas week het ons gepraat en gesê, dat hy is nie maar net in ons nie, ons is ook in hom. Die opdrag van Paulus is, leef in hom, leef in Christus. En so, ons het saamgestem, gesê, om in Christus te leef, is om Christus in die eerste plek te verteenwoordig, maar ook ten volle een te wees met hom. Een te wees met wie hy is, met wat hy gedoen het. En volgende, geliefdes, in ons teksvers, vind ons die volle betekenis, die volle waarde van wat het is, om in Christus te leef. Paulus wil vir ons sê, wat is dit regtig, om in Christus te leef? Wat bied dit vir jou as 'n gelowige vandag? Wat kan jy daaruit put? En waarop moet jy dan jou gedagtes rig? Hoe moet jy dan jou lewe inrig as jy in Christus is? Die vraag is, as ek in Christus is, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Hier is Paulus vanoggend in Kolossense 2 vanaf vers 20 tot en met Kolossense 3 vers 4. Die gedeelte lees dan vir ons soos volg. Dit sê, julle het saam met Christus gesterwe en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerlei voorskrifte soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond aan sit nie, daaraan mag jy nie raak nie? Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel 'n skyn van wysheid, met die selfgemaakte godsdiens, danige, nederige en streng beheersing van die liggaam. Maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Sit vanoggend jou verbeeldingshoed aan. Stel jouself voor, daar is 'n myner. 'n Myner wat diep onder die grond allerlei minerale myn. En soos wat ons so klompie jare terug al gesien het, myne kan maklik in mekaar insak en mense vaskeer. Stel jouself voor, daar is 'n myner vasgekeer onder in die grond. Hierdie myner het maar net 'n handjie vol kos en net 'n paar dinge om hom aan die lewe te hou. Wat sal hy moet doen daar onder die grond? Hy sal vir homself baie vinnig en sommer baie streng allerlei reëls en regulasies instel.
Moenie vandag te veel eet nie. Jy het vandag net 'n paar broodkrummels. Jy kan nie 5 eet nie, jy kan net 2 eet. Jy moenie dit doen nie. Jy moenie aan hierdie paal raak nie, want as jy aan hierdie paal raak, gaan hy in mekaar insak. Jy moenie dit doen nie, en jy moenie aan dit vat nie. Want so gaan jy aan die lewe bly. Kan julle dit insien? Kan julle dit indink? Kan jy indink as jy dalk so 'n myner was, of as jy dalk onder die grond vasgevang was, of selfs in die wildernis verlore geraak het? Sou jy jouself kon indink om dan al hierdie instellings vir jouself te maak, om te oorleef? Ek dink dis redelik natuurlik. Natuurlik om dit te doen. Maar stel jouself nou vanoggend voor, wat as 'n reddingsspan daar die einste myner uit die grond uithaal? En hy bring hom na bo. En hier is hy bo op die lig en hy kan die lig sien. Wat word van daardie beperkings? Wat word van die reëls en die regulasies en die instellings wat hy vir homself gemaak het? Ewe skielik kan hy weer eet, net soos hy wil, soveel soos hy wil. Hy kan weer in die lewe vrylik beweeg. Kan julle dit insien? Nou as julle dit vanoggend kan insien, liewe kind van die Here, waarom lewe jy dan soos 'n myner onder in die grond? Waarom dink jy dat jy allerlei dinge moet doen om die Here se genade te verdien? Dit, geliefdes, is wat Paulus vir ons probeer sê in hierdie gedeelte in Kolossense 2 en 3. Paulus begin deur om te sê dat daar is eintlik maar 2 tipes godsdienste wanneer dit kom by Christengelowiges. Hy sê vir ons dat in hierdie gemeente in Kolosse, weet ons, is daar allerlei invloed, nee, ons het al baie gepraat oor die invloed in hierdie gemeente. Maar een van die belangrikste en mees vooraanliggende invloed wat daarin 'n rol gespeel het, was die Joodse invloed. Ja, daar was mense van allerlei kante van die wêreld, maar die Joodse invloed was baie belangrik. Want die Jode wat tog in hierdie gemeentes begin leef het, ons praat van hulle as Joodse Christene, né? Hierdie Joodse Christene het gesê, onthou, Jesus was 'n Jood. Julle moet tog in lyn wees hier, as jy Jesus wil volg, met die voorskrifte wat ons ook gehad het. Ons kan nie nou gaan en sê, die dinge wat Moses voorgeskryf het, is nou sonder betekenis nie. Ons moet nog steeds nakom dit wat Moses vir ons gesê het. Al die reëls en regulasies wat die Fariseërs opgestel het, moet ons nakom. Nou, geliefdes, hierdie is 'n punt wat in vandag se tyd en in ons kerk se tyd nog steeds so teenwoordig is. Dis 'n ding waarmee baie mense stoei. En dis een van die dinge in die kerk wat sekerlik die mees gevaar dra vir gelowiges, vir 'n onverantwoordelike lees van die Bybel. Want wat gebeur? Wat gebeur baie keer? Mense sal byvoorbeeld na jou toe kom en dan sal hulle sê, jy mag nie dit doen nie. Sê byvoorbeeld, jy mag nie enige merke op jou liggaam maak nie. So dan die ouens wat tatoeëermerke het, julle is in die moeilikheid. Jy kan, as jy jou hand wil opsteek, kan jy volgende doen. Dan sê jy in die moeilikheid. Maar dan, in 'n ander deel, ons praat nou hier natuurlik, kan julle onthou, Deuteronomium, Leviticus, Exodus, Numeri, al daai tekste. Maar dan kan ons vir mekaar sê, wat dan nou, as die teks sê, jy mag net vis met skubbe eet? Wie van julle hou van calamari? As jy weer in die moeilikheid. Wat 'n vrou in hierdie gemeente het al 'n kortbroek gedra? Of in die kerk ingestap sonder 'n hoed? Jy is in die moeilikheid. En sien, geliefdes, hierdie is 'n bitterlike moeilike ding in vandag se tyd. Want die kerk is in 'n plek
waar mense allerlei keuses maak vir die reëls en regulasies wat gehou moet word, maar ignoreer baie gemaklik die dinge wat hulle nie van hou nie. As hulle hou van calamari, dan eet hulle dit. As hulle nie hou van tatoeëermarke nie, dan sê hulle bly weg. En dit, geliefdes, is min of meer wat Paulus bedoel as hy sê, ons het te doen in hierdie kerk en in hierdie geloof met twee tipes godsdienste. 'n Mensgemaakte godsdiens en 'n Christusgemaakte godsdiens. Die mensgemaakte godsdiens wat Paulus hier in hierdie gedeelte van praat, is 'n godsdiens wat sê, jy mag nie aan dit vat nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie daaraan raak nie, en jy moet dit vermy. En hierdie is dinge wat in die Jode se lewe 'n groot rol gespeel het. Maar julle kan sommer dadelik, geliefdes, onthou, daar is hierdie pragtige gedeelte in Matteus 15. Die disippels was nie hulle hande nie. Die fariseërs kom na Jesus toe en hulle sê, wie is jou volgelinge om te dink dat hulle kan hier instap en die wet van die Here sou oortree deur om nie hulle hande te was nie? Weet julle wat sê Jesus? Hy sê vir hulle, julle dink aan oorgelewerde gebruike. Julle dink hierdie oorgelewerde gebruike is alles wat belangrik is en vergeet die wet van God. Jesus bring dan in Matteus 15 'n voorbeeld na vore. Hy sê, julle sê, jy moet jou vader en jou moeder eer. Dit is wat die wet van God sê. Tog in die tempel verkoop julle julle ouers se huise. En dan noem julle dit rein. En so maak julle misbruik van mense. Dan gebruik julle die wet van God en julle voorskrifte om mense af te maak. En dan haal Jesus Jesaja aan. En ek wil dit vir julle sê en lees. Hy sê in Matteus 15 vanaf vers 8 tot 9 vir hierdie fariseërs. Hy sê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle aanbid my, maar hulle doen net leerstellings en wet wat deur mense gemaak is. Dis so 'n tipe godsdiens wat Jesus verafskeid. Wat Jesus keer op keer aangespreek het, reg deur die evangelie. Dit is die Samaritaanse vrou langs die put water, waar die Jode gesê het, jy praat nie met 'n Samaritaan nie. Dit is die blinde Bartimeus buite die stad in Markus se evangelie, waar Bartimeus uitroep, ontferm U tog oor my, en almal met hom raas en hom stil maak, want wat wil hierdie sondaar nou eintlik met Jesus te doen hê? En dit is Jesus wat omkeer en met hom praat en hom genees. Dis Jesus wat spoeg op die grond, spoeg wat onrein is, nê? Alles wat uit jou liggaam uitkom volgens die Joodse wet is onrein. Urine, spoeg en dis meer is onrein. Hy vat spoeg, maar meng dit op die grond en sit dit op die oë van 'n blinde. En dan nog meer op 'n Sabbatdag. Jesus doen al die dinge nie om die wet te minag nie, maar al hierdie mensgemaakte godsdiens wat hy verafskeid. Hy sou dadelik agtergekom het as Paulus in hierdie gedeelte met ons praat, dan sê hy, julle het gesterwe en is dus dood, nie vir die wet nie. Hy sê, vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Jesus het 'n wet vir ons kom gee. Hy het die wet vir ons kom heel maak, sodat ons die wet in perspektief en in korrekte insig kan sien. Die 10 gebooie is nie weg nie. Die 10 gebooie is liefde. Liefde vir God en liefde vir jou naaste. Dit word gesien in elkeen van die gebooie. Maar wanneer dit kom by al hierdie dinge wat mense doen, al hierdie reëls wat mense probeer hou, jong, dan is ons in die moeilikheid. En Paulus sê vir ons,
toe Christus aan die kruis gesterf het, omdat jy in Christus is, het jy saam met hom gesterf. Het jy saam met hom gesterf en is al hierdie dinge wêreld. Die dinge vir hierdie aarde. In die vorige gedeelte, net so 'n paar versies terug, in die gedeelte wat ons nie gelees het nie, wat ons laasweek gelees het, het Paulus baie duidelik gestel, hy sê, dis eintlik soos 'n skaduwee. Hy sê, dis soos 'n skaduwee, dit lyk soos jy, maar dit is nie jy nie. Die werklikheid is Christus. Want Christus het iets nuuts kom bring. Hy het vir jou 'n nuwe lewe kom gee. 'n Nuwe lewe, wat nie gegrond is op allerlei wettiese nakomelinge en allerlei reëls en regulasies wat deur mense voorgeskryf is nie. Maar 'n lewe gevestig, gefokus, gebou op Jesus. Op Jesus. En daarom sê hy, julle kan nie leef asof julle aan die wêreld behoort nie. En wat Paulus daar sê, is dieselfde vraag wat ek met die inleiding van hierdie erediens gevra het. Waarom leef julle dan nog asof julle onder die grot is? Ons lewe so vreemd in die kerk van die Here. Ons dink, geliefdes, dat ons het alles wat ons nodig het. Alles wat ons nodig het om 'n heilige lewe te leef. Maar ons sit die pot heeltemal mis. Die oomblik, geliefdes, wanneer ons dink voorskrifte en reëls gaan jou by God uitbring, dan is jy in die moeilikheid. Vanoggend het Paulus vir ons 'n stuk genade kom bring. Nie maar net as jy dood vir al daai regulasies nie. Paulus wil vir ons kom sê, jy is ook uit die dood uit opgewek. Opgewek, geliefdes, omdat jy nou 'n nuwe insig het. 'n nuwe lewe het. 'n nuwe rigting vir jou lewe het. 'n nuwe uitkyk. Hierdie uitkyk is na die dinge daarbo. Na veel meer as hierdie wêreld en sy regulasies. Jy is nou buite die grot. Jy is uitgehaal. Die beskermingseenheid, Jesus Christus, met sy kruis, het jou uit die grot uitkom haal. So wat doen jy? Wat moet jy doen? Paulus sê, hou jou oë gefestig op hom, op Christus. Hy sê, dink aan die dinge wat daarbo is. Want as jy dit doen, dan gebeur daar 'n paar belangrike dinge. 'n Paar belangrike dinge wat ek dink baie belangrik is vir jou vanoggend om diep van kennis te neem. Die eerste ding wat met jou gebeur, die oomblik as jy jou gedagtes rig op Christus, is dat ewe skielik gaan die lewe nie meer oor net wat jy doen nie maar net oor al die dinge wat jy nakom nie, of die sondes wat jy vermy nie. Dit begin gaan oor wat Christus vir jou gedoen het. Hoe Christus vir jou gelei het. En waarvan Christus jou weggeruk het. Die oomblik as jy begin minder dink aan hoe rein en hoe skoon jy is, en dit wat Christus vir jou gedoen het, hoe meer begin jy net terugstaan in volle eerbied vir hom. Want wie van ons verdien die heerlikheid waarvan Paulus hier praat? Die heerlikheid waarvan hy praat, waarin ons deel het, wanneer Christus terugkom. Wie van ons kan sê ons verdien dit? En tog as ons oë op Christus hou, dan kan ons sê, ek verdien dit nie, maar Christus gee dit vir my.
vrylik. Ek verdien dit nie. Verdien nie om hier bo te staan en hierdie dinge te sê nie, maar tog, hier is ek. Nie uit my eie krag nie, nie uit my bene mag of my spiere of my knieë nie, maar omdat Christus my hier laat staan. Ja, geliefdes, dis wat gebeur as jy op Christus fokus. Want ons het gesterwe. En wanneer jy jou oor is gerig op hom, dan kom jy tot 'n diep besef dat jou sondes is nie meer 'n hindernis vir God nie. Dat jy kan nou vrylik na God toe gaan. Jy mag nou na hom toe gaan, al is jy 'n sondaar. Want Christus het jou met sy bloed kom skoonwas. 'n selfgemaakte godsdiens kan dit nie sê nie. Al hierdie gelowiges selfs vandag nog wat vir jou sê, jy moenie dit en dit en dit nie, maar jy mag net dit en dit. Hulle kan nie dit vanoggend sê nie. Hulle kan nie vir jou vanoggend sê dat die bloed van Christus jou skoon gewas het nie, want dan sou hulle nie eerlik wees nie. Hulle het hulle eie bloed nodig. Hulle het hulle eie skoonwasmiddel nodig om heilig te wees. Maar nee, nie ons nie. Nie ons nie. Want al wat ons nodig het, is Christus. Is Christus. Die volgende ding wat baie belangrik is, geliefdes, om hiervan kennis te neem, is dit wat Jesus vir ons sê in Johannes 12. In Johannes 12, geliefdes, dan hoor ons Jesus sê die volgende: die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie op die grond val en sterwe nie, bly hy een, maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal die ewige lewe behou. As iemand my wil doen, moet hy my volg. En waar ek is, sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou hierdie woorde van Jesus, geliefdes, is presies wat dit beteken om jou gedagtes na bo te rig. Die wêreld en al sy voorskrifte kan maar gaan. Maar Jesus vra van jou om jou lewe as 'n offer vir hom te gee. So hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit wat Paulus hier sê en dit wat Jesus hier in Johannes 12 sê prakties? Dit beteken om oor te gee, geliefdes. Om oor te gee. Ek wil hê jy moet vanoggend net erken. Jy het nie die antwoord nie. Jy het nie die antwoord nie. Ek weet jy het al probeer. Ek weet jy het al baie hard probeer en ek het al baie probeer. Probeer om die regte dinge te doen. Planne te maak en te dink, dalk gaan hierdie vir my lewe werk en dalk as ek hierdie reël nakom en as ek so maak in my lewe, dan gaan ek regkom. Jy het dit nie. Ons het dit nie. Ons mensgemaakte godsdiens werk nie. So wat moet jy doen? Gee oor. Gee oor aan die wil van die Here en dit wat Christus met jou lewe wil maak. Aanvaar dit wat Christus met jou lewe doen. Die oomblik as jy dit doen, dan kom jy agter die plekke waar jy jouself bevind. Die situasies waarin jy jouself vind, is deur God geskryf. Deur Christus bepaal. Sien, dis dieselfde wat Paulus sê in Efesiërs 5. In Efesiërs 5 dan is Paulus baie duidelik. Hy sê, wees baie versigtig hoe jy julle lewe.
Nie soos onverstandig is nie, maar soos verstandig is. Dan sê hy, probeer te weet te kom wat die Here wil hê julle moet maak. Dis wat jy moet doen. Dis wat jy moet doen in 'n Christus godsdiens. Om te streef na die wil van Christus. Niks meer, niks minder. En ek dink, as jy my vanoggend hoor, dan is daar 'n groot stuk genade daarin. So jy kan ewe skielik net 'n bietjie van daai las van jou afgooi. Waar jy hoef nie jouself meer te bewys nie. Jy kan net Christus se wil soek. Jy kan net streef na hom. Kyk op, streef op, leef boontoe, leef vorentoe. Los wat agter is. Dit is Jesaja 42. Waar die Here aan die woord is. En hy sê, moenie net aan vroeëre dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, sê hy, ek gaan iets nuuts doen. Staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek, sê die Here, maak in die woestyn 'n pad. Nie jy nie. Jy kan nie vir jouself 'n pad regmaak nie, al wou jy. Maar die Here kan. Die Here het. As jy hom vertrou. As jy in hom glo. As jy jou lewe inrig. Na bo. En dit, geliefdes, sou vanoggend vir my genoeg gewees het om te sê amen. Maar ek wil een laaste ding byvoeg. Die probleem met ons, met die kerk en met Christen gelowiges, is dat ons is niks anders as daardie ou Israeliete wat as slawe bevry is nie. Die oomblik wanneer slawerny weg is, dan is daar ander uitdagings. Sien toe Moses die Israeliete bevry het, was nie lank voordat hulle terug wou gaan nie. Hoekom? Want 'n juk bring sekuriteit. Ek sê baie vir mense, baie makliker om te leef uit vrees, uit angs en bewe vir God, as om te leef uit dankbaarheid vir Christus. Dit is baie makliker om 'n gelowige te wees wat bang is vir wat God aan hom gaan doen omdat hy sonde doen, as iemand wat sy lewe moet inrig vir die wil van God, omdat hy dankbaar is vir wat Christus gedoen het. En dit was die slawe se probleem in Exodus. God het hulle bevry van slawerny, en hulle is uit hulle gemaksone uit. Nou is hulle in die Wilde Weste. Hulle is nou in die woestyn. En nou het hulle niks anders as om op die Here te vertrou nie. Nou het hulle net 'n vuurkolom en bitterwater, en hulle het klippe, en tog, die Here het die klippe water gegee, die water soet gemaak, die vuurkolom gestuur, die see oopgemaak, en nog baie meer. En hulle wou terugkeer. Hulle wou terugkeer, want hulle het nie vertrou nie. En so dit is wat Paulus vra. Dit is wat Paulus in hierdie gedeelte in Kolossense vra. Hy sê, moenie soos daardie slawe wees, wat wou terugkeer nie. Moenie maak asof jy nog 'n slaaf vir hierdie wêreld is en aan hierdie wêreld behoort nie. Vertrou op Christus. Leef in hom. Kyk na die dinge wat daarbo is en rig jou lewe op daarheen. En leef in dankbaarheid. En wanneer Christus kom, hier is Paulus se versekering. Wanneer Christus in sy heerlikheid weer verskyn met die wederkoms,
dan sal hy jou in sy heerlikheid inneem. Genade bo genade. En as ons hierdie dinge hoor, geliefdes, dan is dit so erg aan ons erfenis. Aan ons erfenis as godsdiens, as 'n hervormde godsdiens, as 'n geloof wat gevestig is op dit wat Johannes Calvin vir ons geleer het, die solas. Sola scriptura, alleen die woord van God. Net die woord van God kan vir ons insig gee oor die wil van God. Sola fide, alleen die geloof. Net jou geloof kan jou red en niks anders nie. Sola gratia, alleen die genade, net die genade van Jesus Christus is wat jy nodig het om vry te wees. Sola Christus. Christus alleen. Christus alleen. Geen reël, geen regulasie. Christus alleen. Soli Deo Gloria. Alleen aan God die eer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Heilige God, dankie Heer, dat ons mag weet, dat al die dinge wat mense op ons wil toeskryf, daai mensgemaakte godsdiens, is nie meer vir ons van toepassing nie. En omdat Christus gesterwe het, het ons ook saam met hom gesterwe vir daardie wêreldse godsdiens. Maar het U ons ook opgewek tot 'n nuwe lewe, 'n lewe wat gefokus is op U wil, op dankbaarheid en eer en aanbidding, op 'n lewe, Here, wat ingerig is na dit wat U graag wil, sodat ons ook, Here, U mag eer. Ons rig ons lewens nie in, omdat ons bang is, U gaan ons straf nie. Nee, Heer, dit is dinge waar ongelowiges begaan is. Dit is dinge waar die wêreldse godsdiens begaan is. Ons, Here, wil leef ten volle en daarom volgens U wil. En so, ek bid en ek vra dat U ons sal help, dat ons in hierdie gemeente en in ons lewens gesonde besluite sal maak oor ons lewens. Dat ons U wil sal soek, dat ons sal leef soos U van ons vra, maar dat ons ook sal laat gaan van daardie mensgemaakte, oorgelewerde gebruike. Dat ons al hoe nader aan U mag beweeg. Dat ons al hoe nader mag beweeg aan die beeld van God. Aan dit wat U ons voorgeskep het en hoe U ons gemaak het. Om volkome te kan leef soos kinders van God. Ja, Heer, ons vra dat U in ons hierdie insig sal aanwakker en dat ons dit in hierdie wêreld sal uitleef. Dankie, Here. Dankie, Here, vir die groot genade, dat selfs die dood nie meer vir ons 'n struikelblok is nie. Dat alles waardeur ons gaan, nie meer vir ons 'n uitdaging is nie. Maar dat ons vandag net uit dankbaarheid kan leef vir dit wat U al reeds gedoen het. Ja, ons is meer as oorwinnaars, omdat U ons eerste lief gehad het, omdat U ons gekies het, en omdat ons U kinders mag wees. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing tot eer van die Here, en ons sing 'n lied, dit is ook vanoggend hierdie lied, die woorde van Efesiërs 5, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dood, lied 481, kom ons sing dit saam.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings. Baie geluk aan die wat hierdie week verjaar. Jean-Luc Begay verjaar ook hierdie week, 9de Junie. Arie Kombrink en dan ook Lelani Keiser. Baie geluk met julle verjaarsdag. Die 10de is sommer die Klaasen en dan ook Jaco Potgieter wat verjaar. Baie geluk met julle verjaarsdag. En dan ook die 12de Sannie Jans van der Vieren. En die 13de Annetjie Prinsloo en die 14de Pieter Jonker. Mag die Here vir julle seën en 'n wonderlike nuwe lewensjaar gee. Geliefdes, in hierdie week, ons sal vanoggend net vinnig na die diens net gemeentevergadering hou. En dan het ons bloedskenk in die week, die 10de. En dit is dan ook die 14de, of is dit die 14de, ekskuus. Die 14de is bloedskenk om 2 uur en dan het ons ook Bybelstudie die 10de. Ek sê ek het net daar fout gemaak met die afkondigings. En dan geliefdes is dit die groot gebeure. Ek het vir my aanbeweeg Christof net sê dat ons het dan ons eeufees op die 14de en die 15de. Dis dan 'n volgende week Saterdag en Sondag. Die Saterdag geleentheid geliefdes is 'n belangrike geleentheid, maar gee my 'n oomblik om net vinnig te sê die Sondag geleentheid moet julle nie te veel oor bekommer wat die program aanbetref nie. Dis 'n doodgewone nagmaal erediens, waarna ons dan ook die Sondag 'n gemeenteete saam sal hê na die erediens. So die program wat die Sondag aanbetref is baie eenvoudig en ek dink 'n wonderlike belewenis. Asseblief kom saamkom, geniet die nagmaal saam en dan berei ons NHSV susters vir ons 'n ete voor van julle drome. Julle sal daai Sondag nie wil mis om hierdie met die gemeente eet nie. Die Saterdag egter is anders. Die Saterdag het nou 'n paar dinge. Ek dink die skrif mag dalk net te klein wees vir julle om te sien. So ek vra om verskoning daarvoor, maar ek gaan dit vir julle tog sê. Ons die Saterdag begin 2 uur. So 2 uur arriveer almal en dan kan u doodgewoon na die saal te beweeg. En daar sal ons 'n verwelkomingswoord hê en dan ook 'n vingerete aanbied. So hier by 2:30. 2:30 gaan ons verwelkom en 'n vingerete hê. En dan hier by 2:15, geliefdes, sal ons almal beweeg van die saal af, daar waar ons lekker staan en eet, na hier voor die kerk waar ons dan ook 'n herdenkingssteen gaan inlê. 'n Herdenkingssteen vir die eeufees waarin ons dan ook hierdie geleentheid gaan gedenk. En dan hier van daar af stap ons almal saam in hierdie gemeente in hierdie kerkgebou in vir 'n erediens. 'n Baie kort erediens, nie 'n lang erediens nie. Die tyd wat ons het saam is beperk, daarom is die erediens ook baie beperk. Dit sal baie meer hanteer word soos 'n sangdiens as 'n volwaardige preek erediens en daarin sal ons ook 'n geleentheid hê om ons kinders se belydenis van geloof ook te beleef. 'n Wonderlike geleentheid. Na die erediens, na die afloop van die erediens, geliefdes, so hier by 4:30, dit is eintlik bietjie te veel, maar ek wil bietjie tyd skep vir ons om almal saal toe te beweeg. So na die erediens beweeg ons almal saal toe en sal die verrigtinge eintlik weer hervat so hier by 4:30, waar die volwaardige eeufeesfunksie dan nou begin. 'n Eeufeesfunksie waarin daar al die uitgenooide gaste 'n klomp toesprake gaan lewer, waar hulle ook groeteboodskappe gaan gee en waar ons dan ook bietjie ietsie van die geskiedenis van ons kerk en nog baie meer gaan hoor. Ook 'n baie mooi geleentheid.
En dan wanneer julle almal nou lekker moeg geluister is na al die dominees en na al die stories en alles wat ons gedoen het hierdie dag, dan gaan ons ook lekker saam eet. So ons gaan lekker saam eet. 6 uur sal ons dan saam eet en die NHSV het vir ons 'n lekker wintersete voorberei. 'n Lekker sop. So dit is ek dink dalk die beste ding, want ek het gehoor môre begin dit regtig koud word. So ek hoop dat dit nie so is nie, maar ek is seker dit gaan wees. Ons gaan ook so 'n paar erepennings uitgee en dan die bedankings doen. So hierdie program sal ek uitstuur na almal van u toe, sodat julle dit weet. Ek het al baie navraag gekry oor die program vir die EUFees. Nou het julle dit gehoor, dit is wat ons alles gaan doen die Saterdag. Kom asseblief, kom woon dit by, kom geniet dit saam met ons. Dit is 'n belangrike deel en 'n belangrike dag in die geskiedenis van ons kerk. Baie van julle het groot geword in hierdie kerk en daarom is dit belangrik dat ons ook die Here eer hiervoor. Dan geliefdes, ek herinner u aan ons Rings Jeugkamp vir die 24ste en 25ste Oktober. Inskrywingsvorms sal binne die volgende 2 weke na die EUFees min of meer sal dit beskikbaar wees en dan kan u ook so die kinders begin inskryf. Dit is net R100 per kind, so dis niks vir 'n kamp om in te skryf nie. Ons teeskink vandag is Damaskus wat vir ons gaan teeskink, wijk Damaskus, en dan volgende week is dit wijk Bethlehem. En dan geliefdes net so vinnig saam met u deurgaan, ek beloof u, ons het nie baie op die agenda nie, ons het eintlik maar net 'n enkele paar dinge wat ons graag met u wil bespreek op die agenda. Christof, soos u weet, vorm die gemeente alreeds 'n quorum wat hier teenwoordig is, en so daardie saak behoort nie 'n probleem te wees nie. As jy vir my kan aanbeweeg, Christof, dan wil ek net vinnig die notiele net goedkeur. Die notiele, geliefdes, het ek nou nie tyd gehad om uit te stuur nie met al die bazaarverrigtinge. So ek wil net vinnig net noem, daar is nie baie op die notiele om van kennis te neem nie. Daar is hier en daar net 'n tikfoutjie wat ek ook raak gesien het wat ons sal regstel. En dan alwaar van u moet kennis neem op hierdie notiele wat ek dink werklik waar belangrik is om net vas te stel, is dat ons het met die vorige vergadering die begroting goedgekeur, en dan het ons ook so die projekte ook goedgekeur, en dit was dan nou die wynveiling, die bazaar en al die ander projekte wat ons ook gaan doen. En so ons het al hierdie sake hanteer en dan ook natuurlik die kategese en die kategese materiaal ook bespreek in die vorige vergadering. Dit, geliefdes, is dan eintlik al, en dan die attestate sal u ook sien. Ek gaan hierdie einste notiele ook vir u na die afloop van die erediens ook aanstuur vir u om deur te gaan. As u dan enigsins 'n probleem het met hierdie notiele, dan moet u asseblief vir ons laat weet, maar ek dink dit wat ek nou vir u gesê het is min of meer wat die verteenwoordiging van wat die notiele sê, en as u tevrede is daarmee, dan kan ons hom goedkeur. Is dit reg met u so? Kan ek 'n voorstel kry daarvoor? Gerard en 'n sekondaan? Dankie, Rita. Geliefdes, en dan eintlik alwaaroor ons vanoggend wil praat, is iets wat ek eintlik reeds behandel het, so ek weet nie of ek vir myself te veel wil herhaal nie. Dis maar die EUFeesvieringe, dis die belangrikste saak op ons sakelys vandag, en natuurlik ons finansiële verslag. So ek wil vir oom Johan net eers 'n geleentheid gee om vir ons net net vir ons die finansiële verslag te hanteer. Baie dankie, oom Johan. Ja, gemeente, dis net 'n kort verslag hierso. Gert is nie hier nie. Ons het in die bank op die oomblik vandag R158.027. Die maandelikse inkomste was 182.570 en die uitgawes was 130.607. Jy sal sien, ons het 'n wins gehad, as ek dit so mag stel, van 51.962. Daar het nou geld later ingekom, projekte, en ons het en dan die groot uitgawes wat ons gehad het, ons moes 'n vrieskas aankoop. Ons vrieskas het die gees gegee,
en dit is R8.000 gewees. Dit het ons baie gehelp, want ons het baie vleis gehad. En dan die eeufeesvieringe, is daar so hier en daar nog 'n uitgawe wat gekom, maar die groot uitgawe, ons het daarop vleis gekry. Ons het duitjies bestel, so die kos wat ons vir die feesvieringe het, is reg, die sop is klaar reg afgehandel. Ons het die projekter wat ons verloor het by die versekering aangemeld, en hulle het ons uitbetaal vir dit, so ons gaan nou net 'n ander, ons is nou in die proses, seker volgende week sal ons begin om 'n nuwe kamera aan te koop. Dan gaan ons die audit verslag het ons gekry. Daar is hier en daar goedjies wat ons moet net regstellings doen, en dan het ons ook van die traktement van dominee het hulle gesê ons moet 'n bietjie verander, so ons is besig daarmee, die finansiële komitee sal dit hanteer, en dan sal ons terugkom na julle toe. Die verflening is nou so 66% klaar betaal. Ek het nou in die week het ek weer R2.000 gekry, so dit vorder ook daarom nou vinnig om dit af te handel. Offergawes lyk goed, en ons wil een en elkeen vir julle sê baie dankie vir die offergawe wat ons kry. Dit is al wat ek hier so het. Baie dankie oom Johan, dankie vir ons verslag. Ek dink as mens een ding kan uitsom daai, is dat dit goed gaan finansiëel met die gemeente. Ons is baie dankbaar, en dit is net te danke aan almal van julle se harde werk wat dit moontlik maak. Christof, ek wil vir my enetjie teruggaan. Ek wil net by kerklike goedere net noem dat baie dankie vir die tuinbouspan en vir almal van julle wat hard gewerk het om hierdie terrein op hierdie standaard te kry wat hy op hierdie stadium is. Ons het gesê by die eeufeesvieringe wil ons hê die terrein, die tuin, alles, die gebou moet op sy beste lyk, en julle het daadwerklik dit reg gekry. Dit lyk baie mooi, dit lyk baie mooi hier voor. Ek dink dit het baie lanklaas so mooi gelyk hier voor in die kerk. So asseblief, ek wil hê julle moet weet dat ons is baie dankbaar vir dit wat julle gedoen het. Gert en sy tuinbouspan is nou nie hier om nou ook daardie prys te ontvang. Maar Stefan steek sy hand op, hy is Bosveld toe, ja. Anders het ek vir jou ook dankie jou Stefan, dankie vir jou ook hoor. En dan geliefdes, by projekte, ek wil net vinnig rondom die bazaar net sê, baie dankie vir almal se moeite. Oom Johan kan nou nog nie eintlik finansiëel baie praat oor wat ons gemaak het nie. Ons het so hier 'n beraming, maar ons wil nie te vroeg vir u sê wat dit noodwendig gaan wees nie, net nou gee ons 'n valse indruk. Maar kan ek net so 'n paar dinge sê? Ek sien nou Annetjie het seker gaan tee skink, maar is ek reg? Waar is Annetjie? O, daar sit sy. Ekskuus, ek kyk ouderlingsbank toe. Annetjie se span, die koekiespan, daar sit. Hulle het so hier by R16.000 gemaak, kan jy hulle glo? Dit is ongelooflik, nee, vir 'n koektafel. En dan moet jy nou nog bytel, ek sê in die konse storie, jy moet bytel, hulle het so hier by R11.000 se pastye net die maand voor dit verkoop, so jy kan eintlik sê hulle het so R27.000 ingesamel oor daai koektafel. Die vetkoekspan het die meeste vetkoeke verkoop wat hulle nog verkoop het. Ek meen, hulle het hoeveel kilogram meer gemaak as gewoonlik? So 4 kilogram meer gemaak en alles is uitverkoop. Hoe sê jy? Dit was lekker, ja, dit was wragtig, dit is die beste vetkoeke. Ek het nou, by die bazaar was ek nie gelukkig genoeg om een te kry, maar daarom na die tyd het my familie daarom ook een gekoos, so baie dankie, was heerlik geweest. Dan Christus curry rys het net so vinnig verkoop, nee, volgende keer maak ons dubbel die curry en rys. maar dit is 'n testament, nee, ons is 'n testament van hoe goed dit gegaan het. Die papankajings het net so vinnig uitverkoop. Die braaitafel het fantasties gedoen. Die vleis is
alles, van hoek tot kant, jy gaan nie 'n been kan koop nie, alles is uitverkoop. Baie dankie. Pannekoek, ja, mag ek nou net nie van Tannie Marie van Eden se span vergeet nie. Hulle het begin, sy kom na my toe Vrydag en sy sê, ek gaan nou 1 meer kan by die bazaar maak as gewoonlik, is dit reg? Ek sê, is reg, probeer, kom ons kyk hoe gaan dit. En by die bazaar maak hulle nog 2 kanne aan. So hulle het in totaal 6 kanne gemaak. Hoeveel is dit dan in totaal? Hoeveel? 100 liter pannekoek wat hulle verkoop het. Fantasties. Vir ons gemeente, dit is baie groot. So ons is so dankbaar vir dit wat ons kon bereik en wat ons kon doen met hierdie bazaar. En dit is alles julle harde werk. So baie dankie daarvoor. Net vinnig rondom die Eeufees. As jy jou hulp wil aanbied tydens die verrigtinge, dan wil ons vra, kom praat asseblief met ons. Maar daar is nie eintlik meer baie veel om te doen nie. Ek wil net sê, daar is nou hier en daar 'n ding of 2 wat ons gaan doen, wat u van kennis moet neem. Ons het 'n klomp Eeufees bekers bestel. Dit is nou koffiebekers, met die kerk se embleem op, wat ons ook later aan sal verkoop, wat u ook kan aanskaf. Ek wil net dit begin deur om dit te noem. Christoph, jy kan nou aanbeweeg na die volgende slide toe, en dan wil ek net vra, asseblief, ek vra vir julle teenwoordigheid. Ek vra dat julle hier sal wees, en onthou ons is eintlik nie hier vir onsself nie. Ons is hier om die Here te eer, vir dit wat hy gedoen het. Die kategese geliefdes, by die kategese gaan dit goed, die kategese gaan regtig goed aan, die lesse word baie met moeite gedoen, die kategete is fantasties, ons vra net vir ons ouers asseblief, ons sien dat die bywoning afneem, asseblief, die kinders moet kategese toe kom, ek weet die ouers luister ook online na die diens, asseblief, bring julle kinders kerk toe, kom kerk toe, dat ons ook die wonderlike kwaliteit wat die kategete bied, ook vir julle kinders kan gee, asseblief. Dan geliefdes, op die kerkraadsverslag het ek net so 'n paar enkele dinge wat ek wil sê. Die belydennisklas is met die vorige kerkraadsvergadering voorgestel, en hulle is dan ook deur die kerkraad besluit dat hulle wel aangeneem mag word. Die kerkraad wil ook die gemeente net daaraan herinner, of net daarin inlig, dat ons besluit het om 'n kommissie vir die kerkraad te stig, om ook ons funksionering in die kerkraad te verbeter. Daar is veral ook gefokus op wat ons graag wil regkry met die huisbesoeke, kontak met die gemeente en dis meer. Ons sal binne die volgende 2 weke, ek weet Rita is juist klaar met daai lyste. Die lyste vir die kerkraad en die wyke is gefinaliseer en dit sal beskikbaar wees. As u nie weet in watter wykie is nie, as u twyfel oor watter wykie is, of wie u kerkraad is, en u het nog nie kontak gemaak met die kerkraad nie, kom asseblief na my toe, kom kantoor toe, veral eintlik meer verkieslik kantoor toe, hulle sal julle help, en vir julle die regte inligting gee, en dan kan ons beter saam funksioneer. So, ek dink dit is, ten minste as ek dit vir u kan sê vanuit die kerkraad se oogpunt uit, vanuit ons verslag, ons wil graag beter met die gemeente werk. Ons wil graag beter funksioneer en meer kontak met die gemeente maak. So neem kennis daarvan. Ons wil graag moeite doen met die gemeente. En Koos is welkom. Ja. Ja. Ek dink dit is so baie goeie voorstel. Ons sal verseker dit begin doen. Ons het nou ook vanoggend begin, van julle sou opgemerk het, dat ons het begin om foto's te neem. Die foto's wat ons wel neem, is vir daai bord, daai kennisgewingbord, om die gemeente op te sit, en dan wil ons graag daardie gemeente dit ook opsit in wijksverband. So ons sal ook by elke foto wat ons neem, 'n beskrywing bysit, en ook die wyke bysit. So ek dink dit behoort sinvol te werk, so ons voorstel sal aan aandag gegee word, en ons sal dit so hanteer.
Ja. Ons sal bietjie ek dink is 'n baie goeie voorstel. Ons sal kyk daarna en ek dink veral nou in die opkomende tyd dat ons daardie lyste wat Rita ook uitgewerk het, dat ons dit in die saal beskikbaar stel en kan almal altyd daartoe gaan en daarna gaan kyk. Ja. Ja. Ja, ek dink dis 'n baie goeie voorstel. In die saal is daar 'n kaart. En die wyke is uitgewerk in blokke. So as u weet u woon in 'n spesifieke blok, dan is dit u wijk. Dis die wijk waarin u is. So asseblief gaan kyk in die saal, daar is die wyke is uitgewerk in blokke. Gaan kyk asseblief daar vir meer inligting. Dis dan al van die kerkraad af en dit bring ons eintlik maar so op die einde van die vergadering. Is om aan. Ja, ek sal dit. Dis reg. Net vir die voorstel vir die verkiesing van die kerkraad. Die kerkraad het voorgestel vir Suster Margaret Fourie. Suster Margaret Fourie wat ook baie betrokke is by Naiersrus. So baie dankie susters, is u tevrede daarmee? Baie dankie. Is daar enige ander voorstelle vir kerkraad, ouderlinge en diakens op hierdie stadium? Niemand nie. Dan net vinnig vra Tannie Hannetjie gaan sê, waar is Tannie Hannetjie vir ons net die attestaat hanteer. Dankie Tannie. Gemeente, die volgende attestate is ontvang. Die attestate van NHK Zeres, van die Groenewald, is Hendrik Koenraad, Maria Isabella en Margrieta Elisabeth Groenewald. Dan ook van NG Whitfield, dis in Boksburg, Thomas Ignatius en Susanna Adriana van Tonder. Vanaf NHK Magaliesburg, Arnoldus Jacobus Hatang, en dan vanaf Koster Frederik Gerhardus Potgieter en Susanna Cornelia Potgieter. Dan het ons ook attestate aangestuur na die NG Kerk Rietfontein Pretoria van Juliana Georgina de Tooy, sy was Annandale. En dan APK Viljoenskroon het ons gestuur, Stefanus Hermanus de Bruin. Dankie. Baie dankie, baie dankie met Tannie. Dit wys vir ons daar kom daarom nog lidmate in. Ons is dankbaar daarvoor. Is daar iemand wat vir ons asseblief sal afsluit met 'n gebed? Dankie oom Koos. Baie dankie vir u geduld en die tyd vanoggend, geliefdes. Mag die Here u seën. Totsiens vir julle almal.